Hartlike goeiemôre en baie welkom ook in vanoggend se erediensruimte daar waar jy ook aan hierdie erediens ingenooi word. God wat ons innooi om ook by hom tuis te kom, by hom tot rus te kom. So groet hy ook sy kerk, genade en vrede vir julle van God wat lewe en in God se liefde leef, beweeg ons en van God die hoop, Christus maak nuwe lewe moontlik. En van God die vrede, die Heilige Gees, maak ons nuut. As 'n aanvangslied, bedink ons vandag die drie-enige God en hoe hy in ons en deur ons aan die werk is. Ons sing lied 450 vers 1 en 2 as 'n aanvangslied. Wonderlike Here, dankie dat ons ook by U mag tuiskom, tot U en by U tot rus mag kom. Dankie vir U genade en U goedheid. Wil U ook in hierdie oggend, daar waar ons onsself bevind, wil U ons kom ontmoet, wil U ook met ons op 'n diep vlak in ons harte, eintlik in ons hele wese, Here, met ons besig wees. Dankie dat U Gees en U seën en ook U self op 'n baie tasbare wyse kom bekend maak in ons wêreld. Breek ook hierdie teks vir ons, ontmoet ons daar waar ons probeer die lewe leef in 'n wêreld wat ons verwar en gebroken laat, dat ons iets van U eenheid en iets van U verhouding wat U tot U self het, mag beleef en daarin mag deel hê. Ons loof en prys U wonderlike naam. Amen. En dit is ook so dat ons vandag dink oor die tema van die drie-enige God, dan is dit een van daai gedagtes wat ons altyd in ons koppe by dogma vashak. Mag ook hierdie drie-enige God jou eintlik innooi wanneer ons aan 'n erediens deelneem, wanneer ons by mekaar is op 'n fisiese wyse, responsories aan 'n erediens deelneem of lofliedere sing of in gebed is of 'n stil gebed na die Christuskers ons aandag aan fokus wend, dan word ons stelselmatig ingenooi om deel te neem aan die erediens en deel te neem aan eintlik God wat met ons besig is, sonder dat ons dit werklik besef. Nou hierdie die Oosterse kerke sou op 'n drie-eenheid Sondag mekaar groet by die doopvont om te sê dat jy is ingenooi, maar jy is behoort aan God
aan die God wat homself met jou kom verbind. Jy behoort aan hierdie drie enige God wat homself met jou kom verbind. Hierdie drie, maar tog een, kan half drie sirkels wat in een gevleg is, om te sê dat die Vader, die Seun en die Gees is drie persone, maar een God, wat op 'n baie unieke wyse elkeen 'n rol speel in ons lewens. Die Griekse woord theosis is 'n woord wat gebruik word om iets van hierdie innoeiende karakter van die drie enige God te beskryf. So om te sê dat hierdie God nooi ons om in 'n gemeenskap met hom te leef en te wees. Ons word eintlik die hele tyd gevorm om disippels te wees en disippels te maak. En die beste hoe hierdie beskryf kan word om die drie enige God se innoeiende karakter om in gemeenskap met ons te leef, skryf Dallas Willard, en hy gebruik eintlik die beeld van 'n tafelgemeenskap. Andrei Rublev het 'n skildery geskilder oor die drie eenheid, maar as jy na hierdie drie eenheid, na hierdie skildery of ikoon van die drie eenheid kyk, sal jy sien daar is op die voorpunt is daar iets soos 'n reghoek wat lyk op die voorpunt van die tafel. Baie ouens beskryf dit en sê dat dit is 'n spieël, dat wanneer jy na hierdie kunswerk kyk, word jy nader getrek, ingetrek, as ware om ook by hierdie tafel te kom aansluit. Dat jy deur hierdie drie enige God ingenooi word, die derde persoon, die vierde persoon word om aan hierdie tafel te sit. Die Oosterse kerke gebruik sterk beelde, hulle gebruik ikone en skilderye en beelde om hulle boodskap sterk oor te bring. En as ons aan God dink, dan dink ons aan God die Vader wat hom na die wêreld toe stuur, maar hy beweeg na hierdie wêreld toe en hy nooi ons in om te sê, maar hier is plek vir jou. Ek wil dit duidelik maak in die gedeelte waar ons gaan lees, bid Jesus, een van hierdie persone van die drie eenheid, bid vir sy volgelinge en bid vir die mense wat ook tot geloof sal kom, bid hy dat daar eenheid moet wees. En wanneer jy by 'n tafel is, wanneer jy aan tafel sit, dan is daar 'n stukkie hemel op aarde, 'n stukkie eenheid op aarde. En om hierdie beeld van die tafelgemeenskap te gebruik in die drie eenheid waarby ons ingenooi word, is om te sê dat daar is vir jou en vir my plek aan hierdie tafel. Wanneer ons die nagmaal in die erediens vier, dan werk ons sterk met daai simbole, dat ons as 'n hele gemeente ingenooi word of genooi word om aan hierdie tafel te kom sit. Ek lees vir ons teksgedeelte. Ons lees uit Johannes 17, daarvan af vers 20 tot 26. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en U en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle liefhet, net soos U my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, en die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Hierdie eenheid, dat hulle volkome, dat ons volkome een mag wees, dat daar blydskap sal wees, en dat dieselfde liefde, vers 26, wat U aan my bewys het, dat dit ook by hulle sal wees. Nou, wanneer ons by die drie eenheid ingenooi word,
kan dit wees dat ons op 'n dag by die tafel moedeloos opdaag. En sonder energie en 'n klein bietjie uitgewas. En op so 'n dag, dan is dit waar die Vader die stoel vir ons uittrek en ons nooi om by hom tot rus te kom. Om ons nooi om weer te sê, maar ek is die een wat alles sal laat groei. Kom tot rus. Kom herwin jou kragte. Besef dat ek die een is wat vir julle sorg. Dat ek die een is wat regeer. Is baie interessant as ons Petrus sien hoe hy reageer in Johannes 13 waar Jesus die disippels aan die tafel nooi na hulle om hulle voete te was, dan reageer Paulus baie sterk en hy sê 'n leermeester kan mos nie sy leerlinge se voete was nie. En dan is daar hierdie ding wat Petrus nie van God se koninkryk snap nie. En dan is daar hierdie reaksie, Jesus se antwoord, sy reaksie is om te sê, maar as u nie, Petrus, as jy dit nie toelaat nie, dan het jy nie deel aan my nie. Hierdie Vader wat jou wil innooi. En dan kom dalk 'n dag waar jy geval het, waar jy diep misluk het, eintlik 'n skande gemaak het, eintlik jouself en mense en ook God teleurgestel het. Iets wat jy gedoen het, waar jy baie skaam is. En dit gebeur gereeld, dat ons op hierdie plek ook is. En as jy hierdie ikoon of hierdie skildery gaan dophou, sal jy agterkom die merke aan Jesus se voete, die merke aan sy hande, die letsels wat daarop is. En dan op so 'n dag, dan wil hierdie God jou was. Hy wil jou nuut maak, hy wil jou reg maak, hy wil jou weer herstel. Hy wil jou weer in die regte verhouding met homself plaas. Maar mag ek en jy dit dan toelaat, dat hierdie seun, wanneer hy ons innooi, sy verlossing en sy nuutmaking, dat hy dit ook kan doen. En dit mag dalk wees dat wanneer jy op 'n dag ook by hierdie tafel kom, dat jy nutteloos voel. Nutteloos voel, dat jy voel, wat maak ek nou hier? En ek is dalk op 'n plek in my lewe, ek moet 'n loopbaan beslis, of ek is besig om 'n loopbaan af te sluit, of ek is in die middel van 'n loopbaan en ek weet nie of ek regtig meer op dieselfde koers is waar ek moet wees nie. Dan is dit waar die Gees die stoel vir jou uittrek en sê, kom ek vertel jou van jou gawes. Mag jy dan ontdek waar die gawes waarmee hierdie drie enige God jou geseën het. Dat daar geen een soos jy is nie. Dat die samestelling van jou persoonlikheid, jou gawes, dit wat jy het, dit waarmee jy geseën is, dat jy daardeur geroep en gestuur word. En dit gebeur deurlopend. Dit is hierdie uitnodiging waar niks anders gebeur as dat ons ingenooi word deur die drie enige God, maar uiteindelik weer ander ook daarop wys dat hulle ingenooi word deur die God, die drie enige God wat my en jou ingenooi het. En dan is die uitnodigings wat ons rig, is dit dat mense kan om tot rus te kom by die Vader. Om mense wat nie weet wat met hulle sonde te maak nie, dat God hulle kom was. Dat wanneer mense nutteloos voel, dat hulle weet dat die Gees hulle weer herinner aan dit wat in hulle hande geplaas is. Die gawes wat hulle ontdek. Die gawes wat hulle herontdek, wat hulle reeds oor beskik. Hierdie vers 23 sê dat ons volkome een kan wees in vers 26, dat dieselfde liefde wat U aan my bewys het, dat daardie liefde ook in hulle sal wees. Dat die gebed is dat die kwaliteit
kwaliteit van ons verhoudings dieselfde liefdevolle gehalte sal hê as wat daar binne die verhouding met die drie eenheid aan die werk is. Jesus is hier besig om vir sy disippels te bid, en hy bid vir eenheid. Hy bid dat hulle daai eenheid sal hê, dat hulle een mag wees met die drie enige God, maar dat hulle met mekaar een mag wees, en dat wanneer hulle so een is, dat die wêreld kan sien, dat die God wie hulle dien, hulle in staat stel om in eenheid en in verbondenheid met mekaar te lewe. Dit is die ding van hierdie wêreld. Daar is nie eenheid nie. Ons is op pad na 'n ware eenheid. Onthou nou maar net wat hierdie afgelope week ook in ons land gebeur. Ons is eintlik leef in 'n wêreld wat diep verdeeld is, maar ons word uitgenooi deur hierdie drie enige God om iets van daai eenheid, ten spyte van die hoë stemme en die harde geluide van oneenigheid en tweespalt en ongelykheid, om iets 'n ander wêreld te laat deurskemer. Dat ons iets van hierdie drie enige God se eenheid so sal begryp, dat ons sal besef dat die eenheid is tussen die drie enige God met homself so groot en diepgaande is, dat Jesus selfs met die eenheid wat daar tussen hom en sy Vader is, dit vergelyk. Hierdie eenheid is belangrik vir die geloofwaardigheid van die evangelie, sodat Jesus by herhaling sê dat dit nodig is dat sy volgelinge een sal wees. Want dit sal die faktor wees, of dit sal die merk wees, dat mense glo dat hy hulle gestuur het. En dan mense wat bereid is om stoele uit te trek, mense wat bereid is om versoenend te wees, om iets wat Petrus nie verstaan nie, te laat waar word deur mense se voete te was. Gelowiges wat vol genade en vol waarheid en vol liefde is. Hierdie liefdesgemeenskap wat daar ook by Christus is. Dat ek en jy word as ware deur hierdie drie enige God ingenooi om te kom deel hê aan al die beloftes en al die vreugde en al die genade wat by hierdie tafel te vind is. Dat dit 'n tafel is wat gedek is, wat gereed is, wat 'n tafel soos geen ander tafel nie. En is om dan mense uit te nooi dat hierdie drie enige God hulle ook by hierdie tafel wil laat aansit. En dit is in koninkrykstyd en in die tyd van die kerk, is dit die tyd waarin ons nou begin beweeg, is hierdie bedryf, is die bedryf van die kerk. God het geskep, God het sy seun gestuur, God het sy gees gestuur, en nou stuur God uiteindelik sy kerk, sodat ek en jy iets van dis hierdie gedeelte van die wedloop wat ons aandeel nie, maar ons doen dit nie op ons eie nie. Ons loop in hierdie eenheid, ons loop in hierdie verbondenheid, ons loop in hierdie verhouding wat daar is met hierdie drie enige God, is ons naby. Ons is, waar hy gaan, daar gaan ons. Waar hy is, daar is ons. En daar waar ons gaan, daar is hy die hele tyd. En amper in 'n plek is wat ons hoef te beweeg, dat ons nie bewus is dat hierdie drie enige God saam met ons is en ons die hele tyd innooi om met onsself, om met hom en met mekaar en met hierdie wêreld in eenheid saam te leef nie. Mag die Here dit vir ons waar maak, mag dit ook so 'n realiteit word. Mag jy sy vrede beleef, mag jy sy goedheid en sy genade beleef, oral waar jy gaan en beweeg. Kom ons bid so saam en vra ook vir die Here om ons naby te wees. Wonderlike Here, dankie dat ons uit u woord uit iets van die eenheid kan hoor, dat ons ingenooi word, dat ons genooi word om by u aan te sluit, om by u te kom rus, om deur u gewas te word, om deur u weer herinner te word van die gawes wat u in ons hande gesit het.
O Here, dankie vir die goedheid en vir die liefde. Ons loof en ons prys die wonderlike naam. Amen. Ons sluit dan ook ons saamwees so af deur op vaste fondamente, lied 478, ons sing daar vers 1 en vers 4 as ons slotlied. Geliefdes, ontvang dan ook so die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees en bly. Gaan dan ook so in sy vrede. Amen.